Goeiemiddag. Dit is nou so 6:15 hier so by ons en die datum is Augustus die 5de. 6 maande terug het ek my hele lewe in 2 tassies ingepak, op 'n vliegtuig geklim en in Syracuse, New York geland. Ek het nie geweet wat dit is om hier te wees nie, ek het nie geweet waar ek is nie, ek het nie, al wat ek geweet het van hierdie plek is wat ek op Google kon kry. Dit was 6 maande terug. Ek het hier aangekom met geloof, ek hoop om te sê dis soos 'n mosterdsaadjie. En ek het die Here net 100% vertrou met alles. Ek het vertrou dat die Here na my gaan kyk, ek het vertrou dat die Here vir my goeie caseworkers gaan gee, ek het vertrou dat alles sal goed gaan. 6 maande later en ek is in my nuwe land. Ek is baie lief vir my land. Ek het 'n baie goeie werk. Ek geniet my werk. Ek werk vir 'n fantastiese maatskappy. Ek het 'n karretjie. Nie the greatest nie, maar hy ry. Hy het 4 wiele. Hy het brieke. Sy hoeter werk partykeer nie, maar hey. En ek dink vandag terug daaraan, my honde is by my en ek wil amper sê in die laaste 6 maande het ek 'n groot verandering deurgegaan. Nie net die feit dat ek 'n verandering gehad het in terme van waar ek bly, die taal wat ek elke dag praat ensovoorts nie, maar die verandering waardeur ek gegaan het is om te besef hoe lekker dit is om in die aand 11:15 onder die straatligte te kan stap en dat my hondjies in die buurt kan piepie en 'n draaitjie loop en ek het 'n ou plastiek sakkie en ek tel agter hulle op. Ek het besef wat 'n groot verandering dit was om in 'n land te wees waar ek veilig voel. Waar ek nie hoef te voel dat ek word geteken as gevolg van die kleur van my vel, of die taal wat ek praat, of die kultuur wat ek gehad het nie. Ek sê gehad het nie, ek het nog steeds daai kultuur, en ek is nog steeds 'n groot Springbok fan, en ek is nog steeds 'n Suid-Afrikaanse boeremeisie. Maar die verandering waardeur ek gegaan het, vir my was die grootste verandering is om agter te kom dat daar is 'n ander wêreld daar buite. Daar is 'n beter wêreld daar buite. En dit is wat 'n mens hiervan maak. Dit wat jy hier kry is 100% dit wat jy insit. As jy bereid is om regtig hard te werk en jy is bereid om te werk, kan ek vir jou sê, gaan jy as 'n vlugteling nie sukkel nie. Dit gaan moeilik gaan die eerste paar maande, veral as jy hier aankom en jy het nie geld om 'n kar te koop of om 'n huis te koop of jou eie huur te doen en al sulke goed nie. Maar een ding wat ek vir jou kan sê is dat vir my was dit 100% die moeite werd. Ek mis nie Suid-Afrika nie. Ek mis my mense. Ek mis nie om in die straat af te ry en vuil strate te sien en ek mis nie daai goed nie. Ek mis my mense. Ek mis om te dink dat ek het vir die laaste 31 jaar eintlik maar as 'n prisoner geleef in my eie land. En ek sal nie sê ek is bly ek's daar uit nie, maar ek's dankbaar ek is daar uit. Ek is baie dankbaar dat die Here vir my 'n tweede kans gegee het. En ek is nou eers 41. So ek het nog 'n goeie 40 jaar voor my. In the land of the free and home of the brave. So ja, I am free and damn you've got to be brave to come here with 2 suitcases and nothing else. Is it worth it? Ja, 100%. Mis ek my mense? Ja, 100%. Voel ek veilig? Ja, 100%. Sal ek 'n kind van die Here bly vir altyd? O ja, 100%.
So vandag is 6 maande hierso. En ek geniet elke liewe oomblik. Mis die ouens by die huis. En weet maar net ek is veilig en ek is gelukkig en ek is baie dankbaar om hier te wees.